lees die verskriklike mooi woorde raak van 'n man met 'n snaakse naam, Václav Havel. Kom ek sê dit weer vir jou, Václav Havel. Hy skryf die volgende, hy sê, dit waarop jy hoop, sê iets van die een in wie jy glo, nie van die situasie rondom jou nie. Dink mooi oor hierdie ene. Dit waarop jy hoop, sê iets van die een in wie jy glo, nie van die situasie, jou omstandighede rondom jou nie. Dink vinnig aan Abraham en Isak. Abraham, hy's nou al oud, hy gaan nou die vader van nasies word, hy kry 'n kind en die volgende oomblik moet hy die kind gaan offer. Wat sê dit van sy omstandighede? Wat sê dit van sy situasie? Dit is sleg, dit is negatief, dit is absoluut aklig. Dit is ek wil die woord onaanvaarbaar gebruik, maar hy kies om aan God gehoorsaam te wees. So hoop gaan oor die een in wie jy glo. Dit gaan oor die een in wie jy vertrou. Dit gaan nie oor jou situasie nie. En Abraham is vir ons 'n ongelooflike voorbeeld hiervan. Want baie keer is omstandighede in jou lewe en omstandighede in my lewe so sleg, so moeilik, so swaar, so uitdagend, dat ons baie maklik hoop kan verloor. As ons oë gaan sit op die omstandighede, as jy jou oë gaan sit op die situasie, en dalk beleef jy dit op die oomblik, dan is dit net, ek is moedeloos, ek is hooploos, ek het alle hoop verloor. Dan wil ek jou uitnooi, na aanleiding van dit wat hierdie Václav Havel vir ons leer. Sit jou oog op die een wat hoop gee. Sit jou oog op die een wie eintlik hoop is. En dan gaan jou hoop herstel, gaan jy agterkom. Jy dink anders oor die situasie. Nie omdat die situasie verander het nie, maar omdat jou oog terug is op Jesus, op God. Daarom sê ek altyd van die belangrikste woorde in die Bybel is die woorde maar God, maar God. Die mensdom is verlore, maar God het ingegryp. Maar God het iets gedoen. My situasie lyk hooploos en verlore, maar God, en ek wil vir jou ook sê, onthou die woorde, maar God, sit jou oë op hierdie God, op hierdie Jesus, en jy gaan hoop in jou lewe ervaar.